'n pelgrimstog het 'n patroon. Ons is almal op 'n pelgrimstog. Ons is almal op 'n reis met 'n baie spesifieke doel, 'n geestelike doel. En is eintlik God om meer van hom te kry, by hom uit te kom, 'n verhouding met hom te hê. En hierdie patroon begin met oriëntasie. Dit vat jou na 'n plek toe van disoriëntasie, en dan gaan jy na heroriëntasie toe, om weer by oriëntasie te kan uitkom. En die psalms beeld dit uit oor en oor, en ook die psalm waarmee ons hierdie week reis, Psalm 84. Die Israeliete begin by hulle huise, hulle is opgewonde, hulle het 'n diep verlange in hulle, na God. Dis waaroor dit gaan. Hulle gaan na die berg Sion toe, hulle is pad Jerusalem toe, God se huis, en hulle gaan daar tyd met hom spandeer. Maar op pad na Jerusalem toe, moet hulle deur die vallei van Baka gaan. Is 'n droë laagte. Dis ook die vallei van trane genoem gewees. En daar kan hulle dit verander in Baraka, 'n fonteinland, sodat hulle kan aanbeweeg, en daar vind hulle heroriëntasie plaas, sodat hulle by Sion kan uitkom. Ons sien hierdie patroon in die lewe van Jesus. In sy bediening. Hy self gaan na Jerusalem toe. Hy kom in, word ontvang deur lofgesange, dit's oriëntasie. Skielik kom die lyding, die beskuldigings, die verwyte, die verwyt, die verwerping. Dit is die vallei van Baka. Daar sê die Bybel het hy uitgeroep tot God met 'n sterk geroep, in trane het hy gebid. Uiteindelik sterf hy. En daar vind sy heroriëntasie plaas, 3 dae lank, tot sy opstanding. En hy's terug in oriëntasie. Sien dit in die lewe van Paulus. Paulus sê, ek verlang en ek wil 'n deelgenoot wees van die lyding van Jesus. Dat ek kan sterwe saam met hom, en dat ek uit die dood uit opgewek kan word en op kan staan in 'n nuwe lewe. Maar daar's iets onherhaalbaar, ontoevoegbaar tot dit wat Jesus gedoen het. En hy dink nie een oomblik dat hy kan bydra nie, maar dat hy kan deelneem, dat dit die patroon is wat die lewe ons dikwels meevat. Dit kan jou baie help, as jy kan agterkom. Maar alles gaan nie altyd regloop nie. Op die pad na die goeie toe, is die fontein van Baka, is die plek van trane, is die plek waar jy dikwels moet oorgee, kwesbaar raak, trane loop, sodat daar 'n omkeer en 'n omdraai kan kom, 'n loslating, 'n leegmaking, sodat jy gevul kan word. En dit is waarvoor ons die Here vra. Op die plek waar ons nou is, kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die pad wat U ons roep om te loop. Help ons. Help ons nou as ons in Baka is, daar groot pyn is, ons nie kan verstaan nie. Vat ons na die plek toe van oorgawe, sodat U ons kan vul met U krag in Jesus se naam. Amen.